Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening vanoggend weer by julle met 'n boodskap wat ek graag met julle wil deel. Dat ons koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Nou, ek wil voor die tyd eintlik gou net met ons praat voor ek die skrifgedeelte vir ons lees. Ons koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Julle, en as jy 'n kind van God is, en jy het jou hart vir Jesus Christus deur die wedergeboorte gegee, en jy het hom deur die doopwater gevolg, en jy het jou ou lewe agtergelaat, en daarna het jy jou laat doop. Nou hoor wat gebeur met jou wanneer jy gedoop word. In Romeine 6 sê hy vir ons word deur die doop dis saam met Jesus Christus begrawe. Nou, wat gebeur daar? Jou ou mens, wat van hierdie wêreld is, word in die graf gesit, doodgemaak. En dan wanneer jy uit daai water uit opgelig word, en jy staan uit daai water uit op, julle, sê Romeine 6 ook, dat nou het jy gelykvormig aan Jesus aan sy opstanding geraak. So nou wil ek vir jou sê, ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. En ek en jy moet nie meer in hierdie wêreld lewe asof hierdie ons wêreld is nie. Ons groot probleem is, ons lewe nog in hierdie wêreld asof dit ons wêreld is, waar ons alles in besit wil neem en strewe na goed op hierdie aarde, terwyl ons eintlik na die dinge van God in die koninkryk moet struikel, om onsself soveel as moontlik te laat vermeerder in sy koninkryk. Nou kom ek gaan vir ons lees. Ek lees vir ons uit Johannes 18, en dit is toe Jesus voor Pilatus gestaan het. En ek gaan vir ons van vers 33 aflees. Hoor wat staan nie. Pilatus gaan toe weer in die goewerneur se paleis en roep Jesus en sê vir hom, is u die koning van die Jode? Jesus antwoord hom, sê u dit uit uself, of het ander u dit van my gesê? Pilatus antwoord, is u dan 'n Jood? U volk en die owerpriesters het u aan my oorgelewer. Wat het u gedoen? Jesus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. En as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. So ek wil net tot daar vir ons lees. Julle, hierdie Here Jesus, wat jy sê, hy is jou Here, né? Wat jy volg, as jy gered is, en jy volg hom. Wie se woord jy lees, kom met 'n baie kragtige boodskap voor Pilatus. Hy sê, ek is nie van hierdie wêreld nie. My koninkryk is ook nie van hierdie wêreld nie. Ek behoort nie aan hierdie wêreld nie. En julle, hierdie is seker een van die kragtigste gedeeltes in die skrif wat ek en jy moet weet en volgens moet lewe. Jy moet nou vir jouself sê, weet jy wat? Ek is nie van hierdie wêreld nie. My koninkryk is nie hierdie wêreld nie. Ek wil nie vir my skatte in hierdie wêreld opbou nie, maar ek wil eerder vir my skatte in die koninkryk van die hemele opbou. Julle, en as ons daai ding in ons vasgemaak het, julle sien ons groot probleem is, ons het dit nog nie in ons vasgemaak nie. Daarom is dit vir ons 'n verskriklike ding. Ons moet hardloop op hierdie aarde om soveel as moontlik geld bymekaar te maak, om so groot as moontlike huise te bou, soveel as moontlik besittings te kry. Weet jy hoekom is dit so? Omdat jy hierdie wêreld nog as jou koninkryk sien. Maar as jy hierdie wêreld nie as jou koninkryk sien nie, as jy Jesus hier glo en jy is saam met Jesus daarin, né, deur te sê, hierdie wêreld, ek behoort nie aan hierdie wêreld nie. My skatte is nie van hierdie wêreld nie, maar in die hemel. Nee, my huis is in die hemel en nie van hierdie wêreld nie. Ek is net 'n reisiger wat hierdie wêreld deurgaan. En jy maak dit binne in jou vas, gaan jou hele lewe omgekeer raak.
En dan gaan jy 'n vrugtevolle lewe in Jesus Christus op hierdie aarde kan lewe, terwyl jy dan jou lewe op hierdie aarde gebruik om ander se lewens aan te raak, om ander van Jesus Christus te vertel, en dan 'n brandende passie en 'n liefde binne in jou te hê, nee, om elke dag meer te kan word soos wat Jesus Christus is. Hoekom? Want jy weet dat jy weet, dat jy weet dat jy weet, dat jy nie aan hierdie wêreld behoort nie. Kom ons maak ons oë toe. Ek wil vir ons 'n gebed doen. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun, Here. Ons dank U, Vader, Here, vir hierdie boodskap, Here, wat vanoggend uitgegaan het, Here. Ons prys U daarvoor, Vader. Here, laat ons sal besef, Here, ons het ons harte vir U gegee. Ons is wedergebore, Here. Ons het uit die dood uit opgestaan deur die doop saam met Jesus Christus, Here. Here, ons leef nie meer vir hierdie wêreld of behoort aan hierdie wêreld nie, Here, maar ons behoort aan U koninkryk, Here. Ons is net reisigers, Here, my God. Ons is vreemdelinge op die aarde, Vader, Here. Terwyl ons op hierdie aarde, terwyl ons nou hier is, strewe om meer en meer te kan word soos wat U is. Vader, ek vra U nou, verander ons gedagtes, ons denke. Here, verander ons hart, dat ons sal na hemelse dinge strewe, hemelse dinge bedink, om 'n hemelse koninkryk dan te kan beerwe. Want Here, nie baie lank van nou nie, dan gaan U in die heerlikheid kom, en almal wat so gelewe het, dat hierdie wêreld nie hulle huis is nie, sal vir ewig in die koninkryk van die hemele by U wees. Vader, ons dank U daarvoor, en ons ontvang dit nou, in Jesus se naam. Amen. Liefde, seëning, pastoor Alf. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal, en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.